Ek dink dit is algemeen bekend dat ons bereid moet wees om mekaar te help. En na aanleiding van wat ek vroeër genoem het oor korrekte administrasie, kom ons nou in 2 Korintiërs 8 by vers 12 tot 15 waar die volgende gesê word: As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Nou hier kan ons seker enige gawe insluit, maar ek dink die punt waaroor dit hier gaan, is die finansies, die geldsake van die gemeente. Hy sê, want God verwag nie van hom wat hy nie het nie. Hoe dikwels word dan nie druk op ons geplaas om te gee, en ons hoor dikwels gee waar dit seer maak, en ek wonder of dit die korrekte ding is om te sê. Hy sê, ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie, maar sodat daar ewewig kan wees. Met ander woorde, almal moet betrokke wees by hulp aan mekaar. En nou kom hy, en hy verduidelik in vers 14 wat hy bedoel. Hy sê, daarom moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan julle hulle weer help, of hulle julle weer help. So dit is 'n wederwysige ding wat hier gebeur. Nou, Paulus praat hier van, as jy nou help, kan jy later gehelp word. En ek dink, ons wil nie dit graag hê nie. Ons wil graag glo, as ons bereid is om nou te help, ons altyd genoeg sal hê. Hy sê, so kom daar ewewig. En dan haal hy aan in vers 15, daar staan ook geskrywe, die wat baie het, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Dit beteken dat elkeen genoeg moet hê om van te leef. En ek dink dis deel van die voorreg wat ons het om mekaar te kan help. Kom ons wees bereid om dit te kan doen. Want ek glo die Here gee vir ons die vermoë om dit te doen. Ons praat verder daaroor volgende keer. Loop mooi.